naby jou het, want dit sal maar saam met my seker eendag hemel toe gaan, dan gaan ons Bybelverklaring doen, want die woord maak 'n verskil. Die Bybel bring lewe. Die krag van God is in sy woord vasgevang, nee. So as jy jou Bybel het, en ek hoor daar by die een gemeente sê hulle, jy mag maar die selfoon ook in die lug hou as dit is, dan kan jy sê my Bybel is op myself. As jy reg daarvoor, dan sê ons hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Kan jy jou indink dat een woordjie soms 'n hele saak verander? En daardie woordjie moes grys gewees het en nie oranje nie. Nou ja, nou wonder jy wat is dit nou, nee. Maar kan ek vir jou sê dat as dit moet sê grys, dan mag dit nie sê oranje nie. Met ander woorde, daardie een woordjie kan alles verander. Sal jy met my saamstem dat as daar geloofwaardigheid moet wees, dan wil 'n mens korrek wees, jy wil reg wees, nê? Hallo, is julle hierso? Ek is terug. Ek wil nie vir julle sê hoe nie, want ry 'n bietjie op 'n donderdag aand hierdie swak op pad, nou my broer Attie wat daai pad baie gery het, weet dis 'n nagmerrie. Met al daardie honderde trokke se ligte wat aankom en jy hoor van al die ongelukke en jy sien al die goed en ek wil vir jou sê dis 'n nagmerrie om by die huis te kom en te besef dit was net God se beskerming. Een woordjie kan 'n verskil maak. En daarom as ek vanoggend met jou gaan praat oor om God te ken, om God te ken, is die klem op die woordjie ken. Ken ek hom regtig? Hoe ken ek hom? Hoe kan ek seker wees dis hy? Nou Margaret sê dit nogal, sy merk dit in die laaste tyd op, terwyl 'n mens baie beweeg, selfs as ons nou ons ou gemeentes gaan besoek, en ons hou kerk daar, dan voel dit so vir jou, jy ken niemand nie. Almal is weg. Die wat jy geken het is weg. Nou, een ding is ek oortuig van, en dit is dat as ek oor 20 jaar nog hier kom, dan gaan Cassie en Marlene Ritchie nog steeds hier wees. Al het sy gister verjaar, dan gaan sy eers grys wees. Cassie gaan nie grys word nie, ek dink nie so nie. Een woordjie wat 'n verskil wil maak. Nou as jy wil weet hoekom grys en oranje, dan sal ek koffietyd vir jou vertel waar dit inkom, maar byna is daar op baie belangrike dokumente verkeerde kleur ingeskryf en dit sou alles verkeerd gemaak het. Maar ek wil nie vanoggend daaroor praat nie. Ek wil oor die een praat wat grys en oranje gemaak het. Die een wat alles gedoen het. Die een wat my laat sing, there's one thing I know, he never failed me. En om dit reg te kry, gaan ek vanoggend na 'n storie in die Nuwe Testament of in die Ou Testament gaan, wat jy miskien baie goed ken. En dit is die verhaal van Samuel. En wat het met Samuel gebeur? En as ek dit vanoggend gaan sê, dan wil ek hê dat jy saam met my sal dit probeer jou eie maak. En ek sien die lettertype het nou heel verkeerd uitgekom daar. Ek weet nie wie se skuld was dit nie. Dit moet Barend wees wat die knoppie daar bo gedruk het, dink ek.
Goed, so kom ons probeer dit lees. Hy sê in 1 Samuel die 3de hoofstuk, as jy daar oopmaak in jou Bybel, dan sal jy weer jou ou gewone Bybelletter sien. Hy sê, en die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer, en het toe geloop, en dan dink ek sê die teks, wat sê die teks verder? Ek het dit nou. Hy het weer gaan loop en gaan lê. Nee, goed, okay. Nou, ek is oortuig daarvan, jy gaan met my saamstem, dat van sit en staan is sit beter. En as jy kan kies, sal lê nog beter wees, nee. En as jy moeg en uitgeput voel, dan wil jy nie jouself inspann om iets reg te kry nie. Maar dis nie hoe die lewe werk nie. As ek luister na wat die slim mense deesdae sê oor gesond wees, dan sê hulle beweeg. Beweeg. Moet net nie gaan staan nie, moenie gaan sit nie, moenie gaan lê nie, beweeg. Ek kry nie 'n amen vir daai beweeg ene nie, maar kan ek vir jou sê, dis die waarheid. Vra maar, as jy wil gesond en sterk bly, moet jy nie gaan lê nie. Moet jy sterk bly. Die kinders speel gister daar en Margaret kom by die huis en ek sien sy's heeltemal uitgeput en sy gaan lê op die bed. Want jy sien, as jy moeg is, wil jy gaan lê. En dit is vir my so mooi, en sy sê, sy weet nie hoe die kinders dit uithou nie. Daai hele dag sport en alles wat hulle doen, en dan moet hulle nog gaan partytjie hou by Marlene ook. Sê ek nie, daai krag het ek nie. Ek lê lankal. Maar hoor gou, waar maak jy jou bed? Waar lê Samuel? Maar daar is nie 'n beter plek om te slaap as in die kerk nie. Kom slaap gerus in die kerk. Ja, julle hoor my ook nou nie. Ek het so baie goed om vir jou te sê, maar hier is die kern, nee. Samuel het in die tabernakel by die ark geslaap. Hy het geweet, dis die beste plek. Om veilig te wees, is om by God te wees. Is om in God se heerlikheid te wees. Ek wens die meeste mense kan weer verstaan, dat 'n uur se slaap op 'n Sondag in die kerk, is baie meer as al die ure se slaap in die week. Want is hier in die teenwoordigheid van God, wat 'n verskil in jou lewe kan kom. So, waarheen is ek op pad? Ek wil vir jou tweede gedeelte bylees, so vers 7 na toe gaan. Hy sê, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En dan kom God se stem, en hier hang jou sonnaarskool weer in die weegskaal, nê? En dan kom God en hy praat 'n tweede keer, en as hy 'n derde keer praat, dan sê Eli vir Samuel, Samuel, ek dink nie is ek wat jou roep nie, dis God wat jou roep. En ek wil vir jou sê, kom verby daai punt, waar jy dink is mense wat vir jou opdrag gee, dis mense wat vir jou iets sê, kom op daai plek, dat jy kan sê, God het gesê. Kan ek dit weer sê? Kom op 'n plek waar jy sê, God het gesê. Ja, laat mense maar so na jou kyk en wonder, hoe kan jy so beslis wees? Hoe kan jy so seker wees? Maar kan ek vir jou sê, jy kan nie hier voor kom staan, as jy nie seker is, dat God gesê het nie. Amen.
En ek weet baie keer dink mense, as jy die woord van die Here bedien of jy bedien die gemeente, dan dink hulle jy het nie by die Here gehoor nie. Maar as ek vanoggend kyk hoe Cassie daar aan die ander kant op en afloop en hy sê, Here, geef my woorde, geef my regte sinne, geef my die regte oortuiging, geef my die regte gesindheid. Here, berei my voor. Dan kom staan hy hier saam met Barend wat kom staan en dan sê hulle, ek wil so graag sê wat die Here gesê het. Weet jy hoe reageer jou kind as jy kan begin sê die Here sê? Wanneer laas het jy vir jou kind gesê, my kind staan stil, ek wil met jou praat, God sê. God spreek. So dis in hierdie begrippe wat ek wil hê jy moet verstaan, dat as God vir Samuel, vir klein Samuel, hy is so 12, 13, 14 jaar oud, vir klein Samuel sê, ek gaan vir Eli vernietig. Ek gaan Eli se 2 seuns, Hofni en Pinehas, gaan ek uitwis. Hulle 2 gaan op een dag, albei gaan sterf op een dag. En hier is klein Samuel en Eli sê vir hom, Samuel, jy beter vir my alles sê wat God gesê het. Dink jy hoe dapper moes Samuel gewees het? Klein seentjie, hierdie magtige Eli, leier van die kerk. En hy sê, oom Eli, God het gesê, die dood wag vir julle. Hoe kry jy dit reg? Jy kry dit reg as jy weet wie jou God is. As jy weet, jy het een ontmoet wat groter is. En dan sê vers 19, en Samuel het groot geword, en die Here was met hom, en hy het nie een van al sy woorde, lees vir my klaar. Lees vir my klaar wat daar staan. Wat staan julle Bybels? Hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. Wow, dis 'n lewe om te lewe. As God nie een van sy woorde onvervuld aan jou laat los nie. Hy vervul dit. Weet jy wat is God se woord regtig oor jou lewe? Is genesing, is gesondheid, is krag, is heerlikheid, is voorsienigheid, is nooit tekort nie, altyd genoeg. Kan ek 'n amen kry? Julle mag nie ophou amen sê nie, want dan gaan ek ophou preek. Amen? Marlene, stel die voorbeeld hiervoor, nee, stel die voorbeeld. Cassie het al bietjie verleer, jy weet. Die mense het gesê, nee, Cassie sê te veel amen. Jy weet, ek dink hulle het so gesê. Maar Cassie, sê amen as iets 'n amen werd is. Amen? 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 As iets die moeite werd is, sê amen, halleluja. So ek wil hê jy moet weet, dat God het 'n plan met alle mense en met elke mens. Jy's nie geskape asof daar iets nie belangrik is nie, of jy eintlik niks beteken nie. Dis nie die woord van God oor jou lewe nie. Die woord van die Here oor jou lewe is dat God het 'n plan met jou, en soos 'n bouer 'n plan het, sien hy uiteindelik iets. En ek wil hê jy moet weet, al sien jy dit nie meer nie, God sien dit nog steeds. Want hoekom? Hy kan nie vergeet nie. God kan nie vergeet nie. God gaan nie halwe werk maak nie. En dit was vir my so bemoedigend vir my persoon en vir my lewe en vir my en Margaret in die dae wat ons weg was. As ek dink dat God se plan nie net sy plan ken nie, maar dat hy hom ook sal uitvoer, dan sê hy, en God het die mens geskape na sy beeld. En ek wil hierdie woordjie vasvang in jou hart vanoggend. Kan jy 'n prentjie kry? Hoe goed ken jy God? Want dan gaan jy jouself beter leer ken. Halleluja. As jy verstaan dat God se woorde kom uit, en jy is na sy beeld geskape, dan wil ek vir u sê, staan ek voor in die ry, want ek dink ek was die mooiste gewees. Want my ma het gesê ek is die mooiste baba.
Ek weet my boetie en my sissies het nog tot vandag weet seer daaroor dat my ma my so voorgetrek het en alles, maar sy het dit met goeie reg gedoen want ek is ook oortuig. Ek was haar beste seentjie gewees. Halleluja. Nee, jene. Kry jou gedagtes terug by God. Kry jou hart terug by God. Ken hom in sy opstandingskrag, in sy waarheid, in sy heerlikheid, en dan verstaan jy, jy's na sy beeld gemaak. En hy wil so graag hê, dat die hele skepping, en dat alle mense sal agterkom, wie jy is, en daarom wil ek hê jy moet weet, kom ons vat die mens uit die skepping uit. Kom ons vat ons almal uit. Dis net bome, en bosse, en is net riviere, en is net wolke, en is net reën, en is net, jy weet, wind wat waai, en is klippe, en is sand. Waar is die mens? Waar is die mens? Kan jy verstaan, dit gaan alles oor die mens. Dit gaan alles oor die mens. Kom ons haal die mense uit. Kom ons sit hulle een kant en ons maak die aarde leeg van alles wat op 2 bene loop, wat homo sapiens genoem word, wat mens is en wat ons kan sê hulle dink en hulle redeneer en hulle funksioneer en hulle bou en hulle plant en hulle maak en hulle breek en hulle maak oorlog en hulle maak vrede en hulle doen, ons haal hierdie mense heeltemal uit. Dan hierdie planeet nie 'n toekoms nie. Hy gaan net aanhou tol in die groot heelal en daar gaan niks belangrik wees nie. Maar daar's 'n koorvers wat ons sing wat sê God sent his son. They called him Jesus. En in die stofstraatjies van Jerusalem en van Israel loop daar 'n man rond en sy naam is Jesus. En hy's daar vir my en vir jou en vir elkeen van ons. En hy sê, bring die krepeles en hy sê, bring die siekes. En hy praat met die fariseer en hy praat met die sadiseer en hy spreek mense aan en hy vertel gelykenisse en hy doen dit alles sodat ek en jy mens kan wees. Sodat ons plek kan inneem in hierdie groot skepping, in hierdie groot heelal. En ek hoop jy snap dit vanoggend as ek dit in jou hart wil wakker maak, dat elke en alle mense het 'n rede vir bestaan. Daar's niks anderster as dat ons as 'n mens die aarde maak werk. En as jy van die aarde na 'n gemeente toe gaan, dan sal jy weet, en ek dink jy het gehoop, ek gaan nooit weer hierdie versie opmerk nie, maar dan sal jy weet hoekom Efesiërs 4 vers 11 sê, hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ander as leraars. En ek wil vanoggend 'n klein stukkie fokus, omdat jy gaan agterkom dinge is besig om te verander, né? Hier's verandering in ons gemeente. En ek dank die Here vir die verandering. Stem jy met my saam? Ek dink is tyd dat 'n mens party goed moet kan neersit en ander goed moet kan optel. Amen. Ja, ons gaan nie die goeie goed stikkend maak en weggooi nie, en ons gaan ook nie niks doen aan die slegte goed nie, ons gaan juis iets daaraan doen, die dinge wat nie gebeur nie. En daarom as ek vandag fokus op daardie een woordjie herders, dan wil ek hê jy moet weet dat God gebruik pastore, ouderlinge en gemeentes, en hulle word gemaak, hulle word 'n plek gegee, sodat die kudde versorg kan word. En nou, as ek hierdie woord in jou hart gaan plant vandag, is jy saam met my by die tweede helfte van ons jaar. As jy laas jaar vir my gevra het, is ek nog hierso, hierdie tyd van die jaar, sê ek vir jou gesê, nee. Ek is oortuig, ek gaan nie meer hier wees nie. Maar hier is ek. Want hoekom? Ek ken 'n God
wat groter is as ek. Ek ken 'n God wat in beheer is, ver bo my beheer. Ek ken 'n God wat my in een oomblik kan wegvat, maar ek ken ook 'n God wat kan sê, staan vas. Ken ook 'n God wat sê, jy's nog deel van dit. Jy's nog belangrik. Jy moet daar wees. En ek wil vanoggend jou in die tweede helfte van ons jaar invat met hierdie rede, dat jy sal verstaan, dat alles wat gebeur, moet jou help om toekomsgerigtheid te is om te help om môre reg te kry, nê. Gaan jy met my saamstem? Dat dit wat vandag moet gebeur, moet môre beter maak. Dit moet môre meer sin gee. Dit moet meer betekenis gee. Nou gaan ek vir jou hierdie vraag vra. Jy was nou 3 weke in hierdie gemeente en ek was nie hier nie. En ek wil so graag alles weet wat gebeur het. Ek wil so graag weet, wat was Vermaas se dag gewees? Wat was die waarde en die betekenis van die Gideons? Is ek reg, Jeanette? Ek is nog op koers, nee. En ek weet nie of ek baie lus het nie, maar ek sal seker moet ou Boet se preek ook gaan luister, jy weet. Want hy preek net altyd vir my. Van kleintyd af. Dink hy weet meer as ek, jy weet. Maar ek sal hom gaan luister. Ek beloof, ek sal nie laat my familie hindernisse in my pad staan, jy weet. Ek sal gaan hoor wat hy te sê het. En ek sal so graag ook Cassie se boodskap van laas Sondag wil hoor. Ek sien 'n paar van julle skud kop. Cassie 'n paar het gesê, ja, ek beter dit gaan luister. Ek beloof ek gaan. Ek het nou nog net nie genoeg tyd gehad om dit reg te kry nie, maar ek gaan dit doen, hè. Want ek wil weet wat het met jou gebeur. Miskien wil jy ook weet wat met my gebeur het. Want toe ek hier wegry, het die Here 'n teksgedeelte op my hart gelê. En ek gaan nou daaroor iets sê, waarin die apostel Paulus kom, en hy sê, ek het niemand anders as Timoteus, wat ek na julle toe kan stuur nie. Ons gaan nou daai teksgedeelte mooi behandel, nie. Daar's niemand anders soos Timoteus nie. Maar nou was ek die bevoorregte persoon gewees om die eerste Sondag terug te wees in daai massiewe, pragtige, duur 6 miljoen rand se kerkgebou in Langebaan, wat 'n uitvloeisel is van ons gemeente in Vredenburg. En ek sê mos, dis eers as ek weggaan, dan begin 'n gemeente werk. Ek prys die Here daarvoor. Halleluja, so bid vir my spoedige weggaan. Vandag gaan die gemeente groei. Dinge gaan gebeur. Kom, halleluja. Want solank jy dink, hierdie man moet dit regkry, gaan jy teleurgesteld wees, dit gaan nie gebeur nie. Dit is 'n patroon in my bediening. As ek eers weggaan en ek kan vir jou getuienis op getuienis gee van wat ek sê, dan sal jy agterkom, dan gebeur dinge, halleluja. Amen. Moenie so bang wees om te sien dat iemand gaan, nie. Jy weet, kan jou voordeel wees as iemand gaan, nee. Maar ek kom toe daar by pastoor Errol en nou sit vroue of Moedersdag iets van die aard en hy praat oor die vrou wat aan die soem van Jesus se kleed geraak het. En ek sit en dink so. En ek dink, ja Here, dis wat ons nodig het. Ons worstel 'n 12 jaar stryd soos hierdie vrou. In ons eie gemeente, in ons eie lewens, in ons eie omstandighede. En ek wil weer sê wat ek nou vroeër gesê het. Ek wil vir u sê, daar sal minder dokters, minder hospitale, minder siekte, minder medisyne wees, as daar meer gebid word vir siekes. Amen. Somstyds, as dit jou eerste tree is, dan gaan jy 'n paar van daai goed mis. Want ek is oortuig, ek weet wat God ook vir my en vir Margaret doen. En ek is soms dankbaar ons het nie 'n mediese fonds nie, want nou kan ons net na die Here toe hardloop. En ons kan vir die Here sê, Here, ons is in die moeilikheid. Jy weet, Here, U moet nou help.
want dit help nie ons probeer dinge oplos op ons eie manier nie. En dit was vir my mooi gewees, dat pastoor Errol hierdie klem in sy gemeente laat val, dat die bruid, die vrou, die gemeente, het 'n man. Daar's 'n man, ek moet nou sy Engels gebruik, hy is eintlik 'n Engelse predikant. Jy weet, there's a husband. There's a husband. En ek wil vir jou sê, ek het weer 'n keer gesien, wat beteken dit, as daar 'n goeie man is in die huis. As daar 'n sterk man is in die huis. En ek wil vir die oggend nie alles probeer herhaal nie, maar toe kom ek nou by Kobus se gemeente, en ek moet vir u sê, ons het nou redelik rondgespring heen en weer, skaars in die Kaap beland, en die voortrekkers in die kar se ruit moet vervang word, en ons het ek het 'n rekenaar wat moet reggemaak word, en ons ry, en ons is so besig. Dit was die besigste 21 dae of 24 dae, hoeveel ook al, was van my in 'n lang tyd gewees. Ons was uitgeput elke aand, 7 uur, 8 uur in die bed. Dan kon ons net nie meer nie, want die dag het te veel eise aan ons gestel. En die Here was daar in alles wat gebeur het. En hier vlieg Kobus ons Johannesburg toe, en ons kom, en ek sit die Sondag daar in hulle kerk, en hulle hulle doen dit, en vanoggend doen hulle dit weer, dan preek hulle aspirant predikers. Die wat nou nog leer om te preek nou. En die eerste ene, Tyler, die jong man wat sy boodskap bring, sê, sien die groot prentjie. En hier staan hierdie vrou op, sy's jonk, sy's 'n boogskutter van formaat. Sy is die kampioen, sy skiet vir die Proteas. Nou, Marionet sal dit nou gewaardeer het. Ek weet tot nou wie's Karine Whitehead. Maar dis nie haar hele storie nie. Haar hele storie is dat sy kry seer, en sy kan nie meer sê nou vanuit haar regter skouer of haar regterhand skiet nie. En sy gaan leer om van die ander hand af te skiet. Ek haal my hoed af, sulke mense. Haal my hoed af vir mense wat sê, dit kan weer reg wees. Dit kan regkom. En Karine staan op, en jy sal miskien nog iets meer hiervan hoor, en sy sê, vanoggend wil ek met die gemeente praat oor 'n kontrak en 'n verbond of 'n covenant. Contract versus 'n covenant. En ek wil vanoggend net, en ek dink dit behoort genoeg vir jou te sê, dat hierdie pastoor het nie 'n kontrak nodig nie, want ek het 'n covenant met God. Ek het iets by God gekry, en ek wil vir u vanoggend sê, dis hoekom dit sal nooit ophou nie, dit sal nooit eindig nie, van God se kant af kan dit nie eindig nie, en van my kant af behoort dit nie te eindig nie, en ek wil vir u sê, wanneer jy leer om jou lewe nie in 'n kontrak te bring nie, maar jy bring jou lewe in 'n verbond met God, en jy sê, Here, ek is die verbondsparty, moet dit net vir jou invleg. In 'n kontrak het jy 2 gelyke partye, maar in 'n verbond het jy net 1 party. Jy het net 1 party. Ek wil hê jy moet weet, as jou lewe eers op 'n plek kom, waar jy verstaan, jy lewe as 'n verbondskind. Jy lewe as 'n verbondsmens. Jy het niks om te gee nie. Jy kan niks regkry nie. Al jou pogings misluk. Alles loop skeef, dan kom die groter party, en hy maak die verskil. En ek wil dit in jou hart wakker maak, dat jy verstaan, dat as ek toe die 3de diens terug in die Kaap op Pinksterpark, waar ek vir Margaret ontmoet het, en ons vertel daar vir almal wat ons nie ken nie, want daar's niemand wat ons meer ken nie. En ons sê, ek dink as ons gaan soek, sal ons nog die bloekomboom kry, waar ek die aand vir Margaret gesê het, ich liebe dich.
En wat ek vir haar gesê het, sal jy my nooi wees. In die konferensie gaan verby en my pa laai ons almal in die kombi en ons ry daar deur Hexrivier se berge en ek onthou ek het daai tyd vreeslike baie mooi liedjies geken. Een van die liedjies was van ek dink Virginia Levy van julle weet hoe oud is ek nou, jy weet, waar sy sing 10.000 myl so ver van my. 10.000 myl geskei. En my ma kyk so om van voor af en sy sê, ag my kind, dis kalverliefde. Hoe verkeerd kan 'n ma wees? Dit was nie kalverliefde nie. Ek en Magriet sit nog steeds in dieselfde kar. Halleluja vir 'n goeie vrou. Halleluja. Amen. Wat kan vas staan met 'n moeilike man soos ek? Ek kan die Here net loof en prys vir my vrou. Halleluja. So, ek wil hê jy moet weet, hoe stap ons daarin en wat doen pastoor Leroux? Hy is ook 'n emeritus pastoor, die regte pastoor, pastoor Frans Massyn se seun. Kobus Massyn is nie daar nie, en hier preek hierdie emeritus pastoor, en hy preek Openbaring 3. En Cassie lees vanoggend Openbaring. Hy sê, kyk, ek het jou geopende deur gegee, en niemand sal dit kan sluit nie. Daar's 'n verband, daar's 'n verskil tussen om 'n kontrak-Christen te wees en om 'n verbondschristen te wees. Om iemand te wees wat hom ken in sy opstandingskrag en weet wie jou God is en weet wie is die sterker party en weet, en ek wil vir u sê, as daar die een verkeerde ou lettertjie of kleur op 'n belangrike dokument deur 'n polisieoffisier of wie ook al geskryf is en dit die hele registrasie en dit die hele sertifisering die mekaar krap en dit ongeloofwaardig maak, is daar 'n God in die hemel. En wat die vorige keer meer as 'n week gevat het, julle weet ek was amper nog 'n week weg, gebeur toe in 'n kwessie van 'n halwe dag. So die regering kan as hulle wil. Amen. Hierdie ding laat hulle vir julle vertel, paspoorte 3 maande en 6 maande is nonsens. Hulle kan daai paspoort in 'n halfuur maak. Sê amen, halleluja. Hulle kan daar die fout op jou dokumente regmaak, maar hulle sit dit op 'n leer en lê op so hoop daarso. En dan begin jy om te verstaan dat jy ken 'n God. Jy ken 'n God wat groter is. Jy's sy kind. Jy weet wie hy is en wat hy kan. En daarom, as Eli en Samuel se voorbeeldstorie dan, en waarmee ek jou vanoggend gaan laat huis toe gaan, as hulle storie op die verhaal kom, as Samuel deur Hanna en Elkana afgegee word, en Samuel as 'n klein seentjie sy bed maak by die ark, by die in die tabernakel, by die voorhangsel, by die lamp van die Here. As hy sy bed daar maak, leer hy God ken. Wat het ek en jy nodig om God te ken? En ek gaan jou aan die hand vat om te sê, daar in vers 10 sê hy, toe die Here gekom het en hy gestaan en roep soos die vorige kere, toe kom klein Samuel en hy sê, spreek Here, u diensknegt luister. En ek wil vanoggend vir jou vra, luister jy? Kan jy hierdie sin sê? Kan jy verstaan wie God is en dan vir God te sê, spreek Here, wat u sê, dit sal ek doen. Dink aan die bang van Samuel, die volgende oggend as hy vir Eli moet gaan vertel, God spreek dood oor julle lewe. Maar ek wil hê jy moet net dit saam met my reg hanteer en reg verstaan, dat as die geslagte kom en gaan, as die een moet oorvat by die ander ene, dat jy sal verstaan dat as Paulus sê, ek het niemand anderster nie, ek het niemand anderster wat kan doen, wat gedoen moet word nie, maar ek het een, en sy naam is Timoteus.
En wat is hierdie eienskap van Timoteus? Wat is dit wat Samuel so besonders gemaak het? Wat is dit wat Timoteus so besonders gemaak het? Wat is dit dat Paulus die apostel verstaan, sy heengaan is op koers, hy's hier, dit gaan verander. Hy sê, maar ek het iemand, ek het 'n naam. En dan sê hy het dieselfde gesindheid. Hy het dieselfde gesindheid. En nou gaan ek jou vanoggend aan die hand vat, en ek gaan jou nog iets probeer help verstaan in hierdie woord. Laat jy huis toe gaan met dit. Sien, as jy die Bybelse stories lees, is die bladsy oop vir jou om te kies. Jy kan besluit of jy 'n Samuel is. Of jy kan besluit jy's 'n Hofni en 'n Pinias. Twee goddelose, ongehoorsame seuns van Eli. Of jy kan kies om Eli te wees. Oud en verstok, half blind, eintlik heeltemal blind. En jy sit nog steeds met die benoeming, met die erkenning wat God oor jou lewe gegee het. Want al was Eli so swak en so blind, was hy nog steeds die priester. Was hy nog steeds die een wat vir die volk moes sê, dis reg en dis verkeerd. En daarom wil ek hê jy moet nou dadelik saam met my besluit. Jy gaan moet vanoggend 'n baie moeilike keuse maak. En dis nie waar die keuse eindig by Eli of by Hofni en Pinias en of dit by Samuel is nie. Die keuse gaan weier. Is jy Elkana wat jaarliks opgaan na die fees toe? Is jy 'n Hanna wat sê ek gee hom terug vir die Here? Wens ek kan al hierdie goed laat insink en ek bid dat die Heilige Gees dit in jou hart sal wakker maak. Laat iewers gaan dit oor jou gesindheid. Het gaan oor wat dink jy? Hoe dink jy? En as ek dit in jou hart kan wakker maak, dan wil ek hê jy moet weet dat as hierdie twee seuns van Eli dink hulle is in 'n regsposisie en hulle kan doen net wat hulle wil en gaan lees asseblief as die Heilige Gees jou vanoggend aanspreek om te sê jy moet 'n keuse maak. Is jy Eli, is jy 'n Hofni, is jy Pinias, is jy Samuel, wie is jy? Wat is jou naam? Waar plaas jy jouself in hierdie verhaal? Dat ek jy vanoggend saam met my verstaan en saam met my sal kies om jou posisie reg te kry, om te besluit in watter plek is ek. As ek sê, ek ken hom, waar is jy? In watter plek is jy? Jy sien, Eli het God geken, maar sy blind en sy oud het hom begin verhinder. Hofni en Pinias het ook God geken, maar hulle het God leer ken as dat hulle kan doen net wat hulle wil. En nie eers God gaan iets daaraan doen nie. Samuel lê op sy bed by die ark in die lig van die lamp wat nog brand. En hy hoor 'n stem. En hy gaan deur die verwarring van wat mense sê en hy kom op 'n plek waar hy hoor God sê. Ek vra vir jou, wanneer laas het jy God gehoor? Wanneer laas het God so na by jou gekom, dat jy reageer, dat jy opspring en dat jy sê, o, dis seker iemand, o, seker 'n mens, en dan te besef, dis God wat met jou praat.
En ek wil hê jy moet weet, dit was my ervaring uit hierdie 3 boodskappe in 3 gemeentes wat ons besoek het, dat ek verstaan het, dat selfs Jesus het dit reg gekry. In Lukas 13 vers 34 sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, die wat na jou gestuur is, stenig julle. En julle sê, ek gaan nie na hom luister nie, ek gaan nie doen wat hy sê nie. Baie keer praat God deur 'n mens met jou, soos wat ek ervaar het. Ek wil hê jy moet weet, na die diens in Johannesburg, en ek daar sit, en ek luister hoe Karin White, jy weet, hierdie boodskap oor kontrak en verbond, jy weet, oordra, en ek sit, en na die tyd wil ek vir haar sê, dankie Karin, ek kon nie, want ek was in trane gewees, om te sê, Here, ek dank U my God, dat ek nie 'n kontrak met God het nie, maar dat ek in 'n verbond met God staan, en dat hierdie verbond sterker is, en dat hierdie verbond nooit kan beëindig nie, en dat hierdie verbond altyd geëer sal word, en dat God altyd getrou sal wees, want hy is 'n verbondsgod. En al misluk ek male sonder tal, hy is my God. Daar's 'n belangrike uitspraak wat Eli maak, en ek wil dit in jou hart, of ek wil dit vir jou uitwys. As Samuel kom en Eli sê vir hom, as hy weer roep, dan moet jy sê, spreek, want u knegt hoor. En ek wil hê jy moet weet, dat hierdie Godspraak is tot jou lewe. Ek moet dit stadig genoeg sê. As God praat, is dit daar lewe moet wees. Kom, laat dit deurdring. As God sê dood, dan sê hy lewe. Die kruis, Golgotha, Jesus, die hele Bybel roep uit, dat God soek net lewe. Hy wil nie hê dat jy stikkend en seer moet wees nie. Hy wil nie hê dat jy sondig en verkeerd moet wees nie. Hy wil nie hê dat jy moet verkeerde dinge in die boos en die sleg beleef nie. Ek wil weer sê, dat ons sal minder probleme hê as ons meer bid oor die dinge wat verkeerd is. En ons spreek dit en ons sê, God is nie 'n God van stikkend nie. Dink jy regtig dat God wil hê dat daar verhoudingsprobleme moet wees tussen jou en jou man en jou familie en jou mense, en dat jy gedurig in 'n geveg betrokke moet wees met wie ook al jou pad kruis, of wil jy dink God wil vir jou vrede gee? Hy wil vir jou die beste gee. Dis hoe God se verbond se inhoud lyk. Is God se verbondsinhoud, is lewe en oorvloed daarvan, is voorsienigheid, is genesing, is heerlikheid. So as jy begin om te funksioneer in hierdie krag van God, dan wil ek hê jy moet weet, dat as daar 'n ouderling is, as daar 'n pastoor is, en hy maak 'n oproep soos wat ek vanoggend maak, dan kom daar die waarheid tot sy reg. As hy sê, jy gee om vir die kudde. Daar's niemand wat 'n gesindheid het wat kan werk soos iemand wat 'n gesindheid het soos Christus, en hy gee om vir sy broers en sy susters. Hy gee om vir die gemeente. Ek gaan jou kan help om huis toe te gaan en te verstaan dat daar selfs 'n profetiese stem opgegaan het in Sagarias se lewe of Sefanja se lewe, as hy sê, in die kusstreek sal weiplekke met putte wees vir herders en krale vir kleinvee. En nou wil ek hê jy moet vanoggend iets verstaan, is dat verdien ons 'n pastoor? Verdien ons 'n pastoor? Ek kan vir julle sê, en ek weet ons hou vergaderings, ons neem besluite, maar hierdie gemeente is eintlik vir alle tegniese redes pastoorloos. Weet, ek is ook net vanoggend 'n ouderling soos wat Cassie en Barend en wie ander ouderlinge is. Maar ek skroom nie een oomblik om as 'n ouderling op te staan, want dit is 'n verbondsaak. Dis nie 'n kontraksaak nie. Dis nie hoeveel geld gaan ek kry nie, want
deur die Here se genade gaan ek nie weer geld vat nie. En ek wil vir u sê, as ek God se groot liefde in die laaste tyd beleef, en ek sien wat my God kan doen, dan is ek half jammer, ek het nie 5 jaar terug hierdie besluit gemaak nie. Miskien moes ek. En Eli maak foute. Hofni en Pinjas is reëlreg verkeerd. Samuel smag om sy God te leer ken. En jy gaan vanoggend 'n keuse moet maak. Waar pas jy in? Want 'n gemeente bepaal die gemeente. Nie die pastoor nie. Nie 'n enkel herder nie. Nie net een persoon wat die gemeente aan die lewe moet hou en wat almal moet gelukkig hou nie. En daarom gaan jy in hierdie tweede helfte van die jaar sien hoe dat ons al hoe meer klem gaan laat val op die rol van die ouderling. En hoe dat die ouderling wat se ander Griekse woordjie naam herder of pastoor is, poimenes, daardie woordjie na vore gaan kom en jy gaan begin om dinge te beleef. En dit gaan jou oproep, wat doen jy? Waar pas jy in? Hoe sien jy jouself? Want lidmate bepaal 'n gemeente uiteindelik. Dankie Sissa. En ek wil hê, jy moet vanoggend saam met my verstaan, dat ons het oor baie jare 'n model begin bou, en ek staan deel daarvan, ek is deel van hoe die kerk funksioneer, en ek is ook maar net 'n pastoor van die kerk gewees, en nog steeds, en ek loop hierdie pad wat ek loop, maar kan ek vir jou sê, God werk met 'n meervoud. Dink jou in, dat as daar net een polisieman in die hele wêreld is, met al die hoeveel biljoen mense in die wêreld. Dink jy as daar net een prokureur is, en jou huis moet geregistreer word, en al die biljoene mense staan in 'n lang ry, en jy is nommer 27.645. Dis wat ek daai middag belewe daar by die polisie se plek in Stikland, waar hulle die polisie clearance, wat is clearance in Engels? Police clearance in 'n halfuur kan doen, wat hulle die vorige weke nie in 'n week kon regkry nie. Want die papier lê, en hy lê, en hy lê. En ek loop voor daai hek op en af. En ek sê, ek ken 'n God wat groter is. Ek ken 'n God wat mense kan aanspreek. Weet, Eli maak 'n fout. Een van sy baie foute. En steek jou hand op as jy foutloos is. Maar hy maak 'n fout. Toe Samuel vir hom sê, die Here het laasdag vir my gesê, dat hy gaan jou lewe beëindig. Hy gaan jou 2 seuns se lewe op een dag vat. Toe het Eli hierdie uitspraak, hierdie aanvaarding wat verkeerd is. Hy sê in die teksvers voor, die een wat jy daar sien, hy sê, hy is God. Laat hom doen wat hy wil. Eli, hoe sleg ken jy God? Hier kom die uitspraak, hier kom die Godspraak. Sterf. Verby. Jy het nie meer 'n kans nie. Kan ek vir u vanoggend sê, leer om na God toe te hardloop en te sê, Here, vergewe my.
vergewe my. Ek het 'n ou blinde, dowe, stywe nek, sê die Bybel, Eli geword. Of Here, ek is al so ver weg, laat ek net eenvoudig nie eers meer omgee wat U sê nie. Ek is 'n regte hof, nie 'n Pinjas. Of Here, die woord is skaars. Gesigte het verdwyn, maar ek het my bed by die ark gemaak. My naam is Samuel. En Here, ek wil nie meer van mense hoor nie. Ek wil van U hoor. Ek wil nie meer hoor wat mense te sê het nie. Ek wil hoor wat God te sê het. Ek wil sê, spreek Here, U diensknegt en U diensmaag luister. Ek kan nie vir jou dit mooier probeer oordra nie. Maar ek dink die liedjie kan dit regkry, Marlene. Speak my Lord. Ek dink die liedjie sal dit regkry. As hy sê, speak my Lord, speak to me. Speak and I'll be quick to answer thee. Sien, ek het elke Sondag opgestaan. En dan maak ek klaar vir kerk. En dit was vir my so lekker, dat Kobus en Heder, hulle is so geoefen deur die gewoonte, net soos wat Hugo en Bianca deur die gewoonte geoefen is. Hulle sal nie op hul kerk toe gaan nie, dit weet ek, jy weet. Jy weet, toe Cassie nie sê, hy kan nie meer op die raad dien nie, toe sê hy, maar is my kerk. Amen. So ek hoop jy kom kerk toe, omdat jy 'n verbond met God het. En nie in 'n kontrak is met God nie. En ek staan op en ek gaan kerk toe en ek bly om te sê, Here, praat, Here, ek wil U stem hoor. Ek wil hoor wat U vanoggend vir my sê het. Het jy vanoggend kerk toe gekom met so 'n gesindheid, Here, praat met my, dan praat hy nou met jou. Hy praat nou met jou. En hy vra vir jou, is jy Eli? Is jy Hofni of 'n Pinjas? Of is jy 'n Samuel? Ek kies vir Samuel. Speak, my Lord.